In hierdie video praat ek met jou hoekom jou post geen reaksie kry nie. Jy post en niks gebeur nie. Geen kommentaar, geen reaksie en jy wonder, wat doen ek verkeerd? Kom ek deel met jou 'n industriefeit wat jou dit beter gaan help verstaan. Wat baie mense nie besef nie. Sosiale media wys nie jou post omdat jy baie moeite gedoen het nie. Dit wys jou post omdat hulle die syne in jou post lees. So wat bedoel ek? Kom ons dink eers, hoekom werk party post en ander verdwyn? Julle natuurlik weet, dit is die algoritme. Maar onthou nou, die algoritme is nie 'n mens nie. So hoe weet die algoritme watter om vir wie te wys? En dit is die vraag wat ons gaan beantwoord. Sigbaarheid gaan oor gedrag. Met ander woorde, ons praat sigbaarheid van jou post. Hoekom wys party en hoekom nie? Nie deur hoe hard jy probeer. En ook nie deur hope posts wat nie jou ideale kliënt se probleem aanspreek nie. Kom ek verduidelik dit so. Hoe is jou post? Dan het jy twee faktore wat inwerk op jou post. Die mens en die algoritme. Elke post wat jy skryf, stuur syne uit. En die mens se gedrag is die bepalende faktor wat met daai post gaan gebeur. Aan die ander kant is die algoritme. En die algoritme lees die gedrag van wat die mens gedoen het. Hy kan nie jou bedoeling lees nie, hy kan ook nie jou produk lees nie. Hy kan net gedrag lees wat mense neem wanneer hulle jou post sien. So kom ons kyk watter gedrag het 'n invloed. Jy's die mens, jy kom, jy kyk, jy sien, dan stop jy dalk of jy ignoreer dit. Dit is die 3 gedrag tipes waarna die algoritme wie het gekyk, wie het gestop en wie het geïgnoreer. En daarom weet jy self, hoe meer jy na iets kyk, hoe meer gee hulle vir jou van dieselfde goed. Nou as ons gaan kyk na die algoritme vat daai gedrag en hy sorteer dit in patrone. So hy soek wat doen die mense gereeld. Nie jou bedoeling nie, nie jou produk nie, net gedrag. So hy vat die gedrag en hy bou patrone en uit die patrone skep hy voorkeure. Met ander woorde, wat is jou voorkeur van 'n spesifieke ding? En daarna sorteer hy dit saam in temas. Dit is basies die kategorieë ook wat jy op Facebook kry van in watter item stel jy belang, vra hulle vir jou baie keer. Wat dit beteken prakties, as jy aan mekaar video's oor 'n hond kyk, dan gaan die algoritme dink jy stel baie belang in honde en dan gaan hy vir jou meer posts gee oor honde. Jou inhoud moet jy dan gebruik as syne. Jou woorde en dit wat jy sê, die voorbeelde wat jy gebruik in jou woorde, jou fokus, waarop fokus jy? Waaroor praat jy die meeste? Dit is jou syne. Jy in jou post net een probleem gaan aanspreek en dit koppel aan een emosie, want ons is emosiemense. As jy dit koppel aan een emosie, die probleem hoe daai ou voel, dan gaan daardie ou onmiddellik as hy dit in sy nuusvoer sien, kan besluit, okay, dit is ek. En dan jou storie. So, as jy dit so uitmekaar trek jou post, help dit die algoritme en mense om te weet waar pas jy in. Dit is hoekom dit so belangrik is om so duidelik as moontlik te sê, watter probleem los jy op? Nie 10 probleme in een post nie, net een probleem. Want dan gee jy nie gemengde syne uit nie. Jy gee een syn, ek praat oor dit. En dan kan die algoritme jou verstaan. Ek O en U en ek wys jou hoe om jou eie syne